Shimon, baie dankie vir jou gehoorsaamheid. Die Here het vanoggend vir my gesê, voor ons begin, bid vir mense vir healing. En dis presies wat jy gedoen het. So ek wil vir jou sê, as jy in jou liggaam iets sit, en ek wil self sê, as jy iemand in jou familie het, en jy wil vandag in proksie sit, of staan, vertrou die Here daarvoor. Want toe sy dit gesê het, was daar 'n salwing van die Here oor hierdie plek gewees. Dis hoekom Jesus gekom het, sodat ons verlos kan wees, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons hoef nie met die siektes te loop nie. God is getrou, so baie dankie vir jou gehoorsaamheid. En as jy nog nie die heling beleef het nie, wil ek vir jou vra, vertrou die Here. Vertrou die Here terwyl ons besig is. Want wanneer sy woord verkondig word, is dit sy gees wat werk. Ook vir daai ene vir wie jy instaan, en vertrou dat die Here hom of haar sal aanraak. Ek het in die week, kosbare vriendin van ons het groot nierprobleme, en sy 3 dae, het sy so intens pyn gehad, dat toe ek met haar praat op die 3de dag toe, kan sy amper nie asemhaal nie. En die Here sê vir my, sommer oor die telefoon, ek sê vir haar, sit jou hand op die plek, en ek strek my hand uit, en ek vra vir die Here Jesus, Here, sal u jou hande op haar sit, en net vra, en ek voel hoe my hande warm word, en ek weet, die Here wys my in die gees, wys my wat hy doen, en toe ek haar die volgende dag bel, toe sy gesond. So mense, ons aanbid die lewende God. So, moenie terughou nie, jou hande, God het dit daar gestel, so dat jy jou hande op die siekes kan lê, wanneer die Heilige Gees sê, en hulle sal gesond word. Dis 'n belofte van God se woord. Dis hoekom ons op aarde is, kom ons gee hom die eer, en die heerlikheid. En dan wil ek dan met 'n boodskap van Ilse aflewer. Sy sê, julle wat so jaloers is op ons groep daar in Eiserfontein, wat so baie eet, afval en skaapkop en lekker kos en braaivleis by Janie, ons eet geestelike kos ook, net soos wat ons fisiese kos eet. So moenie so hard jaloers wees nie, hoor. Ons bless julle ook. En dan net voordat ons bid, Nicolas, baie dankie dat jy vanoggend herinner het. My kop het met die wiskunde gegaan, jy weet, toe jy sê 25 jaar gelede was ons op 'n plek gewees wat ons gebid het, Here, raak hierdie gemeenskap aan. En kyk wat gebeur hier, kyk wat is die Here besig om te doen. En kom ons bly aanhou met daai gebede. Ons vertrou die Here dat hy Daling omgewing en Eiserfontein aanhoudend sal omkeer deur sy gees. Kan ons dit doen hier op die ou jaar? Hemelse Vader, ons gee u lof en eer en heerlikheid, soos wat ons dit gedoen het in ons lofsange. Ons bring net aan u aanbidding. Heilig, heilig, heilig is u, Here God. En ons sê vir u dankie dat ons kan terugkyk na die groot dade van God in die geskiedenis. En dat ons kan weet, 25 jaar gelede het ons gebid oor hierdie plek en nie oor hierdie omgewing, kyk wat doen nie. Maar Here, sal u aanhou om te werk asseblief. Sal u aanhou om mense se lewens aan te raak, mense by die liefde van Jesus uit te bring, in Daling, op die plase, in Asla, in Eiserfontein, omgewing, Here, dat u heerlikheid, hulle sê in die woord, Here, dat aan die einde van die tyd sal die kennis van die heerlikheid van die Here die hele aarde vul, soos waters die see vul. En gee dat ons die kennis van die heerlikheid sal hê en sal uitstraal, ook na hulle wat honger en dors het, sonder dat hulle dit eers weet. So ons bid, Here, dat wanneer ons volgende jaar hierdie tyd terugkyk, ons net sal weet, wow, kyk hoe groot was God, groot is God. En wat het u gedoen? Ons bid ook dat wanneer ons vanoggend die woord oopmaak, dat ons elkeen sal hoor hoe dat u met ons praat, in ons gees, in ons hart, Here, in ons gedagtes. Ons bid vir elke kind wat hier is, terwyl ons hier vandag kinderkerk het, Here, bid ons vir elkeen van ons kinders, en vra dat u vir hulle sal seën, nie net vandag nie, nie net in die ou jaar nie, maar in die jaar wat voor lê, sal beskerm, en ons kinders en ons nageslag net nader en nader aan u sal trek, in Jesus naam. Amen. So, mag ek sommer vra, ons gaan geleentheid gee, as jy wil hê ons moet vir jou na die tyd bid, dat ons vir jou sal bid, maar ek vra dat julle vir my ook sal bid, asseblief, ek moet vinnig op die vliegtuig spring Dinsdag, DRC Kinshasa toe, en dan kom ek die volgende Sondag, kom ek terug,
So as julle vir my sal bid asseblief. Laas keer toe ek in die Kongo was, het ek baie siek geword en dit mag nie weer gebeur nie. So baie dankie dat julle vir my sal bid. So is jy gereed vir die nuwe wyn? Toe Dorit lees die tema, want ek praat nie altyd met haar voor die tyd, nee, ek wil hê sy moet daarom ook 'n bietjie woord inkry, maar toe sy die tema sien, toe sê sy, maar jy het verlede jaar ook hieroor gepreek, toe sê ek, is dit? Sê ek, maar is 'n nuwe woord. Dis vir my 'n nuwe woord. So ek dank die Here vir hierdie woord en ek wil dit met jou deel, omdat die Here met my kom praat het. En my gebed is dat hy met jou net so sal praat. So, kan ek vir jou vra, as jy terugdink aan die jaar 2025, wat onthou jy? Wat was vir jou groot hoogtepunte? Gebede wat verhoor is, genesings, verhoudings, en jou finansies. Wat is die grootste goed waarvoor ons die Here vandag kan loof en prys? Laat ons hier uitgaan, sonder om aan hom die eer en die lof en die aanbidding daarvoor te bring nie. So, ons is nog nie by nuwe jaar, ons is amper daar. So ons wil eers vir jou vra, wanneer sien jy uit in die volgende jaar? Het jy al 'n bietjie tyd gemaak met die Here en net gesit? Ek vra nie nuwejaarsvoornemens, ek vra wanneer sien jy uit dat die Here die pad met jou loop? En is dit dalk goed wat soos berge is, wat voor jou staan? Of in jou familie, of jou vriendekring? Ek glo met my hart, en dis ook wat ek vanoggend hier staan, dat dis soos 'n profetiese woord wat God vir jou het om te sê, ek het groot planne vir 2026 en jy's deel van daai planne. Glo jy dit? 'n boodskap van hoop in 'n tyd wat alles donker is. Maar ek glo ook dat God in hierdie tyd met baie mense praat om jou tempel, jou liggaam voor te berei. Regtig, sodat ons tempels tot lof van hom sal wees. Dat ons in ons geeslewens dieper as ooit met hom sal wees. Dat ons regtig voor sy aangesig sal wees en sal sê, Here, wat sê u vir my? Nie vir daai ouens of nie vir daai gemeente, Here, wat sê u vir my? Wat is u plan? En ek wil jou aanmoedig om regtig in hierdie tyd af te sonder en met die Here te sit. En ek bid dat jy 'n verwagting sal hê vir 2026 wat God wil doen. Halleluja. So kom ons lees Jesaja 43 vers 18 en 19. En as jy huis toe gaan, kan jy gerus weer daai hele Jesaja 3, eintlik Jesaja 40 tot 45, maar Jesaja 43 gaan lees. Vers 18 sê die Here: dink nie aan die vorige dinge nie. Slaan geen ag op wat vroeër gebeur het. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Wat 'n boodskap van hoop. Hoeveel keer het ek en jy al hierdie woord gehoor? Dis nie en vars in hierdie dag. So kom ons begin en ons hoor, wat sê die Here? Dink nie aan die vorige dinge nie. Wat beteken dit? Kom ons kyk 'n bietjie in die konteks van Jesaja 43 en die konteks van Jesaja en die konteks van die Bybel. Israel het baie foute gemaak. So ek en jy dalk in hierdie afgelope jaar ook baie foute gemaak. Een van die foute wat hulle gemaak het, hulle het afgode aanbid. Nou sê, hoe kon julle? 'n Afgod is enigiets wat ek stel in die plek van God, wat belangriker is. My vrou, my kinders, my kleinkinders, my kar, my huis, my werk, my familie, al die goed kan afgode wees. So kom ons dink, en as iets dalk belangriker as God gewees het, kom ons gebruik vanoggend en sê, ekskuus Here, sal U vergewe. Ek wil weer in right standing met U wees. En dan Israel, wat so godsdienstige volk was, het eintlik nie 'n verhouding met God gehad nie. Dis skokkend. Ek gaan lees Jesaja 58, die Here sê, julle vas, julle bid, julle offer, doen niks aan my nie, want daar's nie 'n verhouding met God nie. En ek en jy kan in die kerk wees, ons kan Bybel lees, en wat, het ons 'n ware verhouding met die lewende God in diepte. Die Here gaan praat van erge dinge, hy sê, julle is doof, en julle is blind in die gees, dit sê in Jesaja van sy volk. Dit is verskriklik. So kom ons vra vir die Here, Here, help my, dat ek nie blind en doof sal wees. Here, help my, dat ek sal hoor in die gees, en dat ek sal sien in die gees, dat ek die stem sal ken, meer as ooit van tevore. En as ek dit nie gedoen het in die jaar nie, Here, vergewe vir my. En dan praat die Here spesiaal oor mense wat swaar kry. En hy sê, julle het nie 'n hart
vir hulle wat swaar kry, wat dakloos en sonder kos is nie. Gaan lees weer 'n keer Jesaja 58. So ek vra vir jou, hoe voel jy oor swaar kry mense? Wat maak dit in jou hart? En as jy dalk dink, ja, maar dis nou nie regtig my roeping nie, die Here daai een of daai nou op, dan wil ek vra, kan ons vir jou bid, Here, gee vir ons U omgee hart, splang nie so maar, Here Jesus, waar my binnekant in beweging kom, vir mense wat swaar kry, in die naam van Jesus. Maar hier is 'n wonderlike woord, hier sê, vergeet die dinge wat agter is, so, al het Israel al hierdie dinge gedoen, al het ek en jy al hierdie dinge gedoen, dan sê die Here, moenie daarop fokus, hier is verby, jy het dit bely, dis afgehandel, God dink nie weer daaraan nie, hy sê, ek gaan iets nuuts doen, dis 'n nuwe tyd, miskien niet gou-gou, as ons so oor die vorige dinge dink, as jy in Hebreëus gaan lees, dan lyk dit tog so, asof dit ook beteken, dat hulle het eintlik vir God so half in 'n boksie geplaas. Hulle het gesê, ja, ons aanbid die God wat ons uit Egipte uit verlos het. Ons aanbid die God wat die Rooi See oor is oopgekloof het voor ons. Ons aanbid die God wat die leers van Egipte verstaan. En dan is daar baie dinge in die geskiedenis. Ons aanbid die God wat die son laat stilstaan. Ons aanbid die God wat Jerigo se mure laat val het. Ons aanbid die God wat 300 manne van Gideon gebruik het. En dan dink hulle, dis is God moet opereer. Ons moet altyd onthou wat die lewende God doen en wie hy is. Maar ons moet hom nooit beperk om in ons lewens vorentoe net dit te doen nie. Dit wat jy tot hiertoe van God beleef het, moet hom nie beperk om net daar binne te leef nie. Maak jou hart en jou gees oop sodat God kan doen wie hy is in sy almag. Moenie God inperk in 'n klein boksie nie. Want God sê, Jesaja 43 vers 9, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspreek. Sal julle dit nie merk nie? Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Wow. Dis 'n boodskap van hoop. Iets nuuts. En jy moet gereed wees, jy moet dit kan sien. Jy moet sensitief wees. Mag die Here vir ons onderskeiding in die gees gee om dit te kan sien. Israel was gewoond aan God maak 'n pad deur die see. Hy sê nee, net dit nie, ek doen dit want ek is God, maar ek maak ook 'n pad in die wildernis. Hulle sê ja, ons God het ons verlos van Egipte. Hy sê nee, dit nie. Ek doen groter wonderwerke as dit. Ek maak riviere in die wildernis, in die woestyn. Nou julle manne wat van die woestyn weet, sal weet, daar's nie riviere in 'n woestyn nie. Dit werk nie so nie. God sê ek doen dit. Hy sê eintlik, weet julle watter wonderwerke ek kan doen? Weet julle wat ek vir julle beplan vir hierdie era wat voorlê? My kerk wat ek wil gebruik as instrument in hierdie wêreld. Weet julle dat ek die God is wat wonderwerke doen? 2026, groot jaar. Moenie so vashou aan die dinge wat jy weet wat God al vir jou gedoen het. Jou genesing, jou deurbraak. Maak oop en sê, Here, doen hierdie nuwe ding, dat ek dit kan sien. Ek wil U verheerlik vir wie U is. God is onveranderlik, maar God is kreatief om iets nuuts te doen. God het dinge gedoen in die verlede, maar hy het nuwe strategieë wat hy vir die toekoms wil doen. Verlede jaar se salwing is definitief nie meer jou opdrag vir vandag nie. Maak seker dat jy weet wat God in hierdie tyd met jou lewe wil doen. En as jy sê, okay, maar hoe gaan dit lyk? Ek weet nie. Maar die Here sê, Jesaja 45 vers 1, so sê die Here, die Heilige van Israel sy vermeerder, vra my aangaande die toekomstige dinge. Hoor jy? Ek kan nie vir jou presies sê wat God vir jou lewe spesifiek sê nie, partykeer wys hy vir 'n mens, partykeer nie. Al wat ek vir jou sê is, kom ons gaan sit, soos Maria by die voete van Jesus gesit het, kom ons gaan sit by God, en ons vra hom, en hy sal groot en ondeurgrondelike dinge aan ons bekend maak. Hy wil jou antwoord. Moenie van jou knie af opstaan, of jy nie meer op jou knie kan gaan nie, moenie van jou gebedsplek af opstaan, sonder dat jy 'n antwoord by die Here gekry het nie. Dalk is dit 'n antwoord waarvoor jy so lank bid in jou verhoudings. Dalk is dit 'n antwoord in jou gesondheid, in jou besigheid. Dalk 'n antwoord in jou geestelike lewe. Kan ons 'n bietjie radikaal wees, is dit okay? God het ons mos geroep om sout en om lig te wees. Ek wil vir jou vra, kom ons luister mooi.
Die kerk in Suid-Afrika was nog nooit in die geskiedenis op 'n plek waar hy nou is nie. En die tyd is verby dat die kerk 'n luukse gehad het om haar stil te sit en sê, ons bid, dat alles sal regkom. Natuurlik is die gebed, dis die pekel waarin alles gelê word. Dit is die plek waar God die veranderinge bring, op ons knieë, in ons binnekamers. Maar nie sonder dat God manne en vroue laat opstaan, en laat sê, so sê die Here. So ek wil jou uitdaag vandag om te luister, om nie te luister. Ons weet van die CRL-kommissie, né? Wat die kerk se stem wil staan. Die staat wat sê die CRL-kommissie moet die kerk reguleer. Ons weet dit. Wat doen jy dan? Teken jy maar net 'n petisietjie wat op WhatsApp deurkom. Ons weet nie waar dit heen gaan nie. Is jy bereid om op te staan en te sê, genoeg is genoeg. Ons is 'n Christelike land. Ons gaan ons nie laat oorheers deur ander gelowe en ander dinge in hierdie land nie. Wat van die korrupsie? Hoe lank bly ons stil? Ek kyk gisterand saam met Dorit nuus en ons kyk daai watertoestand in Johannesburg, Gauteng. Soveel jaar al, selfs Sandton, die plek, is nie reg nie, maar die gelowiges bly stil. Dis mos in die hande van die munisipaliteit en van die staat en ons kan plakate. Waar is die stem van die kerk? Waar is mense wat na vore kom te sê, hier's 'n oplossing? Bendegeweld, moord, verkrachting in die Weskaap, hier in ons eie omgewing. Staan ons op en ons doen iets daaraan. Dit gaan nie net oor die geestelike lewe nie. Dit gaan oor die geestelike lewe wat sout en wat lig is in die wêreld. Hongerkinders wat sterf van honger as hulle by die Rooikruis Hospitaal inkom. Wat doen ons? En dank die Here vir gemeentes soos hierdie wat gee en wat saai en wat sorg dat daar kos is. Maar waar is ons harte? Ek glo met my hele hart dat God besig is met 'n nuwe strategie, en as ek luister na mense wat nog nooit op plekke betrokke was, en dan hoor ek dat God mense roep om op te staan waar hulle nog nooit opgestaan het nie, en 'n stem te wees vir God in 'n wêreld wat besig is om mekaar te tuimel. As ons as kerk nie bereid is om ons hande uit te strek en te begin doen nie, kan ons nie kla oor die goed wat die regering doen nie, of nie doen nie. Amen. Maar alles, broers en susters, alles begin in ons binnekamer. Alles begin daar waar ek en jy voor die Here is. Ek lees 'n stukkie van A.A. Allen, soveel jare gelede. Julle weet van hom, hy was 'n man van God, soveel mense by Jesus uitgebring, 'n evangelis, 'n geneesheer in die hand van God. En hy het hierdie dinge gedoen en hy het gesê, Here, dit kan nie genoeg wees nie. As ek lees wat in Handelinge gebeur en as ek lees wat in my lewe gebeur, dan en hy het weer en weer na sy binnekamer toe gegaan en weer en dan maak sy vrou kos en dan sluit hy my oop en dan sê, wat is middagete? Dan sê sy vrou vir hom, jy het gesê ek moet nie, jy kom nie uit nie. En op 'n dag toe sê hy, my vrou, jy kom sluit die deur agter my toe. En of ek klop of ek nie klop nie, jy los my dat ek by die Here uitkom. En hy was lank op sy knieë en hy sê, en toe begin dit lig word. En toe dink ek, maar het ek die nag deurgebid? Wat gebeur? En toe is dit die Here self wie sy lig in sy kamer laat skyn. En met hom 'n ontmoeting het en vir hom sê, hierdie ding en daai ding en daai ding in jou lewe moet draai. En ek wil jou hier en hier en hier gebruik. God maak die dinge bekend as ons wil hoor. En hy het gehamer aan die deur tot sy vrou kom oopmaak en toe sê sy, toe sy hom sien, toe sê sy, wat sê die Here? Sy kon sien daar's 'n verandering. Kan mense sien in ons lewens as daar 'n verandering is as jy in die teenwoordigheid van God was. En ek hoef vir jou te sê, nie toe hy daarna instap by die gemeente, het mense by Jesus uitgekom, het mense genees geraak, het hy wêreldwyd kragtige dade in die naam van God gaan doen. Ek weet die Here is my ook besig, jou ook besig. Die Here is besig met my eetgewoontes, met my gesondheid, met oefen. So dankie vir jou voorbeeld wat jy stel, Swan. Maar veral is die Here besig om met my te praat oor dieper ervarings met die lewende God. Ken ons sy stem. Hoe lyk jou ervarings met God?
Is daar in jou binnekant 'n begeerte en 'n smag, Here, meer van U. Hierdie is nie genoeg nie. Tommy Tenney het jare gelede 'n boek geskryf het gesê, as jy in God se teenwoordigheid was en jy kom daar uit en jy's weer besig met jou elke dag se dinge, hy sê dan is daar 'n honger en dors groter as ooit om weer daar te wees. God sê, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan deurbreek en jy sal dit kan sien. En ek dink een van die bekendste prentjies wat ons het om dit te kan verstaan is wat Jesus in Matteus 9 vers 17 gesê het, toe hy gesê het, 'n mens gooi nie nuwe wyn in ou leersakke nie, anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. 'n Mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. Nou die konteks, die omgewing waarin Jesus dit gesê het was, die ouens het gevas, dit was 'n vasdag. In al 3 plekke in die Nuwe Testament wat daarvan praat. Hulle was besig om te vas met daai lang gesigte. Bietjie opgemaak sodat die mense kan sien hulle vas. Maar dit was 'n vorm godsdiens. Tempel toe gegaan, almal het gedink, wow, oulike gelowige. Dit is 'n vorm godsdiens. Jesus sê, jy en ek moet die wynsak, die nuwe wynsak word. Dis nie iets wat jy maar net kan opplak nie. Dis iets wat moet nie, terwyl van die kinders, kom ons praat weer die wynsak storie. So, hoe het hulle wynsakke gelyk? Nie soos die borrels van vandag nie. Hulle het 'n skaaplammetjie of 'n boklammetjie gevat en geslag, maar dan het hulle nie oopgesny soos jy 'n skaapslag nie. Hulle het net hier oopgemaak, groot genoeg om alles uit te kry. En dan het hulle die potjies afgesny en toegemaak en agter en voor het die proppie ingekom. So dit was 'n sak wat jy selfs om jou skouer kon hang. Maar voordat dit die sak was, is daai sak gebrei, daai velletjie gebrei. Baie goed gebrei, sodat die velletjie gereed is, skoon, rein en gereed om waterdig te wees. En dan, as die velletjie uiteindelik gebrei is en reg is, moet ek nie jy die velletjie, nee. As die velletjie reg is, dan word die nuwe wyn ingegiet. Nou die wyn se proses is soos vandag maar die wyn gis. Soos die wyn in daai sak is, die prop is op, dan rek die sak. As die ou sak is en jy gooi die wyn in, dan bars hy ou sak. Ou sakke kan nie die nuwe wyn vat nie, hy kan nie die gis vat nie. Dan verloor jy die nuwe wyn en jy verloor die sak. En die nuwe wyn is die dinge wat God in ons kom ingiet in ons lewe. Dis sy nuwe woord. Dis nuwe dinge in die gees. Dis die fantastiese dinge wat hy vir ons beloof vir die toekoms. Die vraag is, hoe lyk die wynsak van jou lewe? As die Here sê, behold, I'm doing a new thing. Kyk, ek doen 'n nuwe ding, jy sal dit sien aankom. Kan jou wynsak dit vat? Is jou wynsak gebrei? Is hy gereed? Of is dit in 'n vorm van 'n ou godsdiens? Here sê, ek gaan iets nuuts maak. Sal julle dit nie merk nie? Ek glo dat wêreldwyd is God besig om 'n honger vir meer van God en God se teenwoordigheid te werk. As ek so luister na wat mense dwars oor die wêreld sê, is dit iets wat in hierdie tyd opvlam, dat mense autentiek by God wil uitkom. En daarom is God besig om mentors op te rig. Mentors wat mense kan help om te kan groei na waar God hulle wil hê. Dis maar eintlik disipelmakers, mense wat help om ander mense in die gees te vorm. Ek wil vir jou vra, as God vandag vir jou sê, ek wil hê jy moet begin om mense te mentor. Waar gaan jy hulle mentor? Wat is die dinge, as die Here vandag vir jou mense gee wat saam met jou pad gaan begin loop, is jy gereed? Kan jy hulle inbring in die dieptes van God, in God se teenwoordigheid, om God se stem te hoor, om te kan sien in die gees, te kan hoor in die gees, te vloei in die gawes van onderskeiding, en 'n woord van kennis, en 'n woord van wysheid, en 'n profetiese woord, en kan jy hulle inlei in daardie dinge, in die realm van die Heilige Gees, want dit is soos die Eklesia, die kerk van die Nuwe Testament, moet lyk. Miskien is jy iemand, en hier sit baie van julle, wat ontmoetings met God gehad het, hierdie afgelope jaar. Wat met God wandel. Miskien is jy iemand wat so binne God se wil leef. En as ek so in julle gesigte kyk, dan sien ek julle, dan ken julle, dan weet ek, dit is jy. Daar's mense van julle wat so kragtige salwing dra. Ons het baie keer by die mannegroep, en dan, wow!
wat iemand net indra en inbring en oopmaak in die woord. Dit is wonderlik. Ons prys die Here daarvoor. Ek het vir jou nuus. Dis nie alles nie. Daar's meer. Daar's soveel meer in God se ewige geestesrelm. En God wil dit vir ons oopsluit. Die Grieks gebruik die woordjie mysterion, die misteries, die geheimenisse van God wat hy wil oopmaak. So ek wil jou aanmoedig, duik dieper. Ontdek die dimensies wat God in die nuwe jaar 2026 vir jou wil oopmaak. Smag jy daarna. God wil splinter nuwe dinge vir jou kom oopmaak. Maar dan is dit so. Dis nie altyd maanskinderrose nie, sorry. Baie keer as die Here jou dieper vat, is dit 'n towertyd as wat jy ooit in jou lewe gehad het. Dis soos dit werk. Dis hierdie voorbereidingstyd. Wildernis is nie straf nie, mense, nie altyd nie. Wildernis of woestyntye is voorbereidingstye wat God ons vorm vir dit wat hy ons eintlik voor wil gebruik. So as hierdie jaar wat verby is vir jou moeilike jaar was, dan weet jy was in 'n voorbereidingstyd vir die nuwe dinge wat God wil doen. Maar Jesaja 53 vers 19 kom sê, God bring voorsiening. Hy maak riviere in die wildernis waar daar niks is nie, bring hy water wat lewe bring. Dis beskikbaar. So moenie skrik as die stormwinde dalk waai. Met Jesaja 43 begin met hierdie woorde wat ons almal so goed ken. Wat die Here sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie terugdeins omdat jy weet baie keer as ek jou dieper vat, word die woestyn. Jesus was in die woestyn voor sy bediening begin het, 40 dae. Hy sê in Jesaja 43 vers 1-3, maar nou so sê die Here jou skepper, o Jakob, jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. Deur die riviere sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie. Die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys, kus en Seba in jou plek, omdat jy kostlik is in my oë, hoor jy? Omdat jy kostlik is in my oë, hooggeag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plekke, volke vir jou lewe. Wees nie bevrees vir 2026 nie. Ek is by jou. Waters, riviere, vlamme. Daai goed praat van die moeilike dinge. En as dit moeilik gaan, sê God, ek is by jou. Ek ken jou. Ek ken elke haar wat van jou hoof afval. Ek ken jou DNA, ek het jou gemaak. Ek het jou by jou naam geroep. Dis 'n Ou Testamentiese manier om te sê, jy behoort aan my. Ek het jou by jou naam geroep. Ek het jou verlos. Jy is myne. So maak nie saak hoe diep die vloedwaters, hoe wit warm die vlamme is, God is by ons. So die Nuwe Testamentiese deel daarvan sê in Romeine 8 vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, so, in al hierdie ding, jy sien, ons spring dit nie altyd vry nie, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is versekerd, geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, teenswoordige toekomstige ding, hoogte of diepte, enige ander skepsel kan ons gaan skei van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus. Ek is by jou, ek is Immanuel, dis hoekom Jesus aarde kom, dis hoekom ons Christusfees vier, ek is by julle Immanuel, tot ek weer kom om jou huis te vat. So jy sê, ja, van 25 was nie 'n maklike jaar, moenie net daarop fokus nie, bely dit, sit dit agter, die Here sê, moenie daarna kyk nie, God beplan groot dinge vir jou vir 2026, maar moenie vir God inperk nie, moenie dink, wow, Here sal dit daarom vir my kan doen. Ek hou 'n gebed voor die Here, en niemand weet daarvan, dalk my vrou so 'n bietjie, maar dit klink, ouens sal dink jy's koekies, ek hou dit voor die Here, want ek weet wie hy is, en hy het dit op my hart kom lê. God wil nuwe strategieë gee. Is jy bereid om te wag daarop? Wag op die Here. Meer as wagters op die môre, wag op die Here. Totdat jy sy stem hoor, totdat jy sy lig sien, sodat jy weet, dit is wat God in hierdie, kan jy vir my sê, dit en dit en dit is wat God in hierdie jaar met my lewe wil doen, en dis wat ek gaan doen. Ons moet so leef, as iemand jou 3 uur môreoggend wakker maak, moet jy weet. Dis nie maar net, ons kyk maar wat gebeur nie.
God sê met hierdie nuwe strategie wat hy vir ons gee, is supernatural. Soos wat 'n rivier nie in die woestyn kan wees nie, so sê God, dit wat ek met jou beplan, kan jy nie self doen nie. Jy het my krag, het jy in jou lewe nodig. So as die storms en die donker wolke kom, kyk, ek is by jou. Wees nie bevrees nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar. So ek wil vir jou vra, kan ons 'n bietjie stretch, is dit alright? Kan ons mekaar gou bless voordat ons bid? Is dit 'n ja? So, as jy baie moed het, kan jy na iemand draai wat jy nie ken nie, as jy nie baie moed het nie, draai na jou gesin of iemand wat saam, net nie alleen sit nie, praat met daai man ook oor. So, daai vrou ook. So, ek wil vra, kom ons staan gewoon, ons draai net na mekaar, ek geef jy nou sê, wat sê ons mekaar? Ek wil hê, jy moet daai persoon bless vir die jaar wat voor lê. Miskien moet jy sommer begin, om net vir daai persoon te sê, jy's meer as 'n oorwinnaar. God gaan iets niets in jou lewe doen. Sê vir daai persoon, kom ons hou God se hand styf vas, kom ons gaan positief in hierdie nuwe jaar in. Seën daai persoon deur vir hom of haar te sê, kom ons drink nuwe wyn, en kom ons wees nuwe wynsakke. En sit jou hand op die persoon se skouer of op sy kop of waar ook al, en dan sê jy net, God roep jou in 2026 om hemelaarde toe te bring. Hemelse Vader, terwyl ons so by mekaar staan en met mekaar praat, wil ons vra dat dit wat ons nou oor mekaar gespreek het, dat U deur die werking van U Heilige Gees sal kom en dit 'n werklikheid sal maak, Here. Ons wil vir U sê, dankie dat U vergeef het alles wat in die afgelope jaar gebeur het, wat verkeerd was, of wat tekort geskied het. Dankie Here vir 'n boodskap van hoop. Ek gaan iets nuuts doen in jou lewe, in julle lewens. Sit by my voete en hoor waarmee ek met jou op pad is. Here, ons sien so uit daarna om hierdie nuwe jaar saam met U in te gaan. Die ou jaar saam met U uit te gaan, die nuwe jaar saam met U in te kom. En ons wil net vir U kom sê, Here, ons vertrou U. Ons vertrou U vir riviere in die woestyn. Here, gebruik my om mense na Jesus te bring, om mense voor te stel aan Jesus se liefde. Here, gebruik my om 'n geestelike mentor te wees vir mense wie U oor my pad bring, sodat hulle kan groei tot op 'n punt dat hulle soos arende sal sweef. Die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle wandel word nie moeg nie, want die Here gee krag. Here, hier is ons. Stuur ons. Gebruik ons en dankie dat U by ons is. Immanuel, God met ons. Aan die einde van die ou jaar en die begin van die nuwe jaar. En vir die res van ons lewens. In Jesus se magtige naam bid ons dit. Amen.